Broers en susters, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Baie welkom aan elkeen van julle wat vanoggend hier is, mag die Here vir jou seën in hierdie erediens. Ons gaan vanoggend die woord van die Here oopmaak by Paulus se brief aan Timoteus, 2 Timoteus hoofstuk 3. Ons gaan lees hoofstuk 3 vers 14 tot hoofstuk 4 vers 5. Maar ek gaan eers met u net so 'n bietjie in die algemeen gesels voordat ons uit die Bybel uit lees. U ken seker daardie simbooltjies wat daar op die skerm is. Hulle sê in die ou dae is die gladiators in 'n amfitheater vir die Romeine geveg het. Dan op die einde van die geveg, dan sal die keiser nou met sy duim so wys om te sê iemand moet doodgemaak word of duim in die lug, iemand kan lewe. So die twee simbole beteken vir ons die dood en die lewe, maar partykeer wys ons dit ook vir mekaar om te sê iets is goed of iets is sleg. Nou kry mens amper 'n diskrepansie. Slegte nuus kan partykeer goeie nuus wees, of omgekeerd. Ek wil met u 'n staaltjie deel, en dit het klaarblyklik werklik gebeur. Jare terug het 'n jong man sy dokter gaan besoek, omdat hy gevoel het, ek is nie heeltemal gesond nie, daar's iets fout met my gesondheid. En so 'n paar dae na die mediese ondersoek toe, laat die dokter hom weet, jy moet my asseblief dringend weer kom sien. Nou gewoonlik as 'n mens so 'n boodskap ontvang, dan besef jy, dit klink nie baie goed nie. Hoekom moet ek die dokter dringend weer gaan sien? En ja, die dokter het vir hom baie slegte nuus gehad. Ek is jammer om vir jou te sê dat jou bloedtoets wys dat jy vigs het. Jy het waarskynlik nog net 'n paar maande oor om te kan lewe. Nou dit was in die tyd voordat vigsmedisyne beskikbaar was. En 'n boodskap soos hierdie was vir iemand wat vigs gehad het, 'n doodsvonnis gewees. Natuurlik was die nuus vir hierdie jong man 'n geweldige skok gewees en hy het dit baie moeilik verwerk. Hy het in erge depressie ingegaan, daar by die huis gesit en homself jammer gekry en toe maak hy 'n besluit. Hy sê vir homself, ek het waarskynlik nie meer lank tyd om te lewe nie, maar ek gaan hier die laaste tydjie van my lewe alles in my vermoë doen om my lewe ten volle te kan geniet, solank as wat ek dit nog kan. Hy het dadelik 'n paar stappe geneem. Hy het sy werk bedank, want daar's nie meer tyd om te werk nie, ek het nie baie tyd nie. Ek wil die lewe gaan geniet. Hy het al sy geld losgemaak, sy pensioen ook, en hy het begin spandabelrig lewe. Met die idee, laat ek al die geld blaas voordat ek nou die laaste asem uitblaas. En toe sy geld op was, het hy geld geleen en groot skuld aangegaan om aan te hou met hierdie selfde lewenstyl. Hy het nie hom bekommer oor die terugbetaal van die geld nie, want as ek nou eendag dood is, wat kan die skuldeisers nou aan my doen? Ek kan seker klippe op die graf kom gooi en daar spoeg, maar dit gaan nie verskil maak nie. So ek hoef nie die geld terug te betaal nie. En hy het hom ook nie bekommer waar gaan die geld vandaan kom om die skuldeisers te betaal nie. Na 'n paar maande het hy agtergekom dat sy gesondheid nie noemenswaardig agteruit gegaan het nie. Inteendeel, hy voel eintlik beter as wat hy tevore gevoel het. En hy het weer die dokter gaan sien en hulle het weer toetse gedoen. En toe ontvang hy die goeie nuus dat hy glad nie vigs het nie. Hy is eintlik heeltemal gesond. Was dit 'n wonderwerk? Nee. Die laboratorium wat die bloedtoetse gedoen het, het die fout gemaak toe hulle die uitslag deurgegee het, dat hulle iemand anders met dieselfde voorletters en van sy uitslag gegee het. En hierdie jong man was van die begin af, het hy geen vigs gehad nie. Hulle het hom verwar met 'n ander persoon.
En nou is die probleem, dat die goeie nuus, ek is gesond, is eintlik slegte nuus. Hoekom? Want hy sit sonder werk, en hy sit met 'n groot klomp skuld, en die skuldeisers skroef hom op, en hulle het hom hof toe gevat. So die nuus oor sy goeie gesondheid, was nou amper slegte nuus gewees. En weer eens het hy in depressie verval, oor al hierdie geld wat hy skuld, en al sy geld wat hy onnodig geblaas het. Nou, dis moontlik, dat mense foute kan maak, en dat hulle daardeur ander se lewe op 'n verkeerde pad kan stuur. Dis nie altyd dat iemand slegte bedoelings het, as hy iets sê, wat jou kan mislei nie. Maar in hierdie situasie het die fout van die laboratorium hierdie jong man baie duur te staan gekom. Hy sonder werk, hy het al sy geld en sy pensioen geblaas, hy is diep in die skuld, en hy beland in die tronk. Hy het gevoel, my lewe is opgemors. En natuurlik was hy sekerlik baie kwaad vir die mense van die laboratorium, wat die verkeerde uitslag vir hom deurgegee het. Nou stel jouself in hierdie selfde posisie voor. Iemand het vir jou nuus gegee, wat eintlik foutiewe inligting is, wat vir jou op 'n verkeerde pad gelei het. Dit het jou lewe opgemors. Ek dink u sal met my saamstem. Geen een van ons gaan lekker voel oor so 'n situasie nie. Maar nou weet ons ook, om te raas en te gil, gaan nie help nie. Maar as iemand vir jou mislei het met verkeerde dinge deurgee, hoe gaan jy dit hanteer? Gaan jy hom vergewe? Sal dit maklik wees om van voor af te begin en die foute reg te stel? En aan die ander kant, hoe kan ons keer dat die inligting wat ons hier in die kerk met mekaar deel, iemand op 'n dwaalspoor kan laat beland? Vir watter rede ook al. 2 weke gelede was die wêreld op hol oor die moontlikheid van Jesus se koms op 23 September. Dit het nie gebeur nie. En nou sit baie mense met vrae en probleme. Sommige mense het selfs gegaan en hulle geloof opgegee om te sê, maar nou glo ek nie meer in God nie, want die dinge wat vir ons gesê word, gebeur nie. Dit word nie waar nie, ons word mislei. Ek sien op die internet, dat daar mense was wat so vasgeglo het, dat die voorspellings wat gemaak is oor die koms van Jesus op 23 September 2025, dat hulle presies gedoen het wat hierdie jong man waarvan ek vertel het ook gedoen het. Hulle het hulle werke bedank, al hulle geld gevat en dit gaan blaas, om die laaste paar dae voor die einde van die wêreld, soos hulle dit gesien het, ten volle te kan geniet. Want ons kan niks in die ewigheid met ons saamvat nie. En nou sit hulle met dieselfde probleem van werkloosheid, en skuld, en moedeloosheid, en depressie, en ongelukkigheid, en is kwaad vir almal wat hulle mislei het. Natuurlik was dit hulle eie besluit om hulle geld te gaan trek en dit te blaas. Niemand het gesê hulle moet dit doen nie. Ons sal so 'n optrede as totaal onverantwoordelik beskryf. Wat maak jy met nuus wat jy kry? Hoe hanteer jy dit? Gaan evalueer jy dit in die lig van die Bybel, of eet jy dit vir soetkoek op en jy vat sommer alles en jou hardloop agter die trop skape aan? Ek sien daar op die internet, is daar nou mense wat hulle verlekker aan die swaar kry van hierdie swape wat hulle geld geblaas het. Van die mense wat gedink het dat Jesus op 23 September sou kom.
Daar's talle mense wat Christene wat uitgesien het na die koms van Jesus, nou geweldig kras en krities kritiseer, en daar selfs predikante wat dit in die publieke platforms doen, om ander mense uit te haal. Persone wat die voorspellings aan ander deurgegee het, word nou as vals profete uitgemaak. Hulle het die Bybel verkeerd geïnterpreteer en verstaan, hulle het dinge gesê wat die Bybel nie sê nie. En 'n baie bekende pastoor hier in Suid-Afrika was een van die wat op 23 September voorspel het dat dit Jesus se koms sal wees. En natuurlik, soos ek gesê het, dit het nie gebeur nie, het gesien dit het nie gebeur nie. En nou het 'n predikant op Facebook gaan skrywe en 'n baie negatiewe kommentaar oor hierdie persoon gaan skrywe. Kom ons lees wat daardie predikant gaan skryf het. Ek het vandag weer die woorde van die Here in Deuteronomium 18 vers 21 en 22 gelees. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie? Moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie, en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy hom nie aan hom te steur nie. Nou sê die dominee, gemeet aan die woorde van die Here kan ek nie anders as oor pastoor B dink as dat hy vals profeet is nie. Dit wat hy verkondig het is nie deur die Here vir hom gegee om te verkondig nie. Want inderdaad, soos wat hy self ook weet, die Here kan nie verkeerd wees nie. Hoekom sou die een wat homself beskryf as die weg, die waarheid en die lewe, 'n leuen gebruik om mense tot bekering te roep? Dis die kritiek op Facebook. Nou ja, hierdie pastoor het 'n fout gemaak. En ek glo nie sy bedoeling was om vir mense te gaan lieg nie, ek glo nie sy bedoeling was om mense te mislei nie. Hy het werklik geglo dat Jesus kan op daardie datum dalk kom, want al die tekens wat Jesus genoem het, wat op sy wederkoms kan dui, is sigbaar. Wat hy probeer doen het, was om mense bewus te maak van die erns van die tyd, en dat ons moet seker maak dat ons gered is. Maar weet u, Satan sal elke fout wat ons maak, bewustelik of onbewustelik, per abuis of doelbewus gaan gebruik, om mense uitmekaar te skeur en van God te probeer vervreem. En hy slaag uitstekend daarin. Ons val vir sy misleiding, ons keer mekaar uitmekaar, in plaas van om die liefde van Jesus vir mekaar te wys en ook te kan vergewe. U ken Satan se strategie. Die brullende leeu weet dat hy min tyd het. En hy wil die kerk en ons as Christene en as kinders van God verdeel en vernietig. Satan gebruik jaloesie onder Christene om verwarring, onenigheid en vyandskap te saai. Met sulke medegelowiges het ons eintlik nie eers vyande nodig nie. Dit is vir my so hartseer dat die grootste krisisse wat baie gemeentes ervaar, is nie die mense daar buitekant nie, maar die mense daar binnekant wat mekaar aanvat en beskuldig en kritiseer en uit mekaar uitskeer. Terwyl ons liefde moet wys en 'n voorbeeld vir die wêreld moet wys. Hoe hanteer ons probleme met medegelowiges? Die tipiese houding in baie gemeentes is ons kritiseer en ons sê vir mekaar sleg. En ek sê dit nie net so dat jy dit kan hoor nie, maar ek sê dit sommer vir almal, dat almal moet weet, so en so is sleg. Dis nie reg nie. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Wat moet ons doen? As jy 'n probleem met iemand het, gaan praat van oog tot oog, aangesig tot aangesig, direk
met daardie persoon in privaatheid, sê die Bybel vir ons. Deesdae doen die mense dit in die openbaar. Ons sit dit in die koerante, ons sit dit op die publieke media, Facebook en WhatsApp en wat alles, laat die hele wêreld dit kan sien. Wat moet ons eerder doen? Ons praat privaat met mekaar. Ek en jy, of jy en ek, of jy en wie ook al. En ons sorteer ons probleme op 'n vriendelike, liefdevolle manier uit om mekaar te vind. Ons verskeer mekaar. Die Bybel sê, doen dit in liefde. Het is nie nodig om iemand in die asblik te gooi, omdat hy iets verkeerd gesê het nie. Gaan gesels met daai een en wys hom op sy of haar foute en help daardie een om hulle verhouding met Jesus te verstewig en te vernuwe. Ons moet dit in liefde doen. Die manier waarop ons baie keer probleme hanteer is God se eer word aangetast en ons dink nie daaraan nie. Ek is so vol van myself dat ek kap en ek byt en ek skeer en ek dink nie wat ander van God dink nie. Nee, ons moet so optree dat ons God se eer beskerm. Aan die ander kant, kan 'n mens jouself afvra, moet ons nie dalk eerder stil bly om die vrede te bewaar nie? Is dit wat jy gaan sê, gaan dit regtig bydra om die probleem op te los? Moet ons nie ophou om saam met die ander te skinder, as ek hoor, daai een het so gesê en daai een het so gesê nie. Nee. As die eer van God in die gedrang kom, dan kan en mag ons nie stil bly nie. As mense mislei word, moet ons die waarheid volgens God se woord gaan deel. Anders is die implikasie dat ons die misleiding goedkeur en eintlik besig is om teen God te werk. Wat sê die Bybel hieroor? Ons lees nou ons skrifgedeelte 2 Timoteus 3 van vers 14. Paulus praat met Timoteus, 'n jong gelowige wat 'n leier in sy gemeente was. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En dan in hoofstuk 4. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms in sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal vir hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar jy, bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Na aanleiding van Paulus se woorde aan Timoteus, kan ons osself afvra, mag en moet ek ter wille van vrede stil bly, as ek sien
iets of iemand is verkeerd of doen verkeerd. Wat dink u? Op grond van wat ek lees, moet ek sê nee. In die lig van die gedeelte wat ons so pas gelees het, is dit baie duidelik, ons kan nie stil bly as daar verkeerde dinge is nie, veral waar God se eer in die gedrang kom, mag ons nie stil bly nie. Ons moet opkom vir die waarheid, soos dit in God se woord aan ons geopenbaar is. Paulus sê, verkondig die woord. Hou daarmee vol. Tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan, bemoedig, deur onderrig te gee. Wat sê Paulus? Staan vir dit wat reg is. Staan vir God se eer. Verkondig die woord. Wanneer? Hy sê, hou daarmee vol. Moenie ophou nie. Tydig en ontydig. By elke liewe geleentheid, waar dit nodig is. Hoe? Deur te weerlê. Wat beteken weerlê? Iemand iets verkeerd sê vir hom nee. Die woord van die Here sê, so. Deur te bestraf. Wat beteken dit? Nee my maatjie, jy is besig om mense te mislei. Jy is besig om verkeerd op te tree met die manier waarop jy dinge sê en doen. Deur te bemoedig. Moenie iemand net aftakel en sleg sê en jy bou hulle op ook. Dat hulle nader aan die Here kan kom, dat hulle kan groei in hulle geloof. Deur met alle geduld onderrig te gee. Met geduld, moenie kwaad word nie, moenie oorhaastig wees nie, moenie jou meer verloor nie, verduur en verdra die negativiteit van ander. Om 'n oorlog te wen, beteken nie, jy het noodwendig die geveg gewen nie. Jy kan die oorlog gewen het, maar jy het iemand van die Here af weggestoot met jou optrede. So hoe moet ons optree? Paulus is baie duidelik daaroor, dat ons te alle tye, tydig en ontydig soos hy dit noem, gereed moet wees, om te weerlê, om te bestraf, om te bemoedig. So ons mag nie stil bly, as dinge verkeerd loop nie. As daar foute en probleme is, moet ons dit uitwys, maar op 'n mooi manier, en daaroor praat om vir mense op die regte pad te lei. Ons moet dit so doen, dat ons mekaar opbou en bemoedig en nader aan die Here trek. En as iemand verkeerd gedoen het, moet ons mekaar vergewe en ons moet liefde wys. So as Paulus praat, dan sê hy vir ons eintlik, gebruik die Bybel. Gebruik die Bybel as jy met mense praat. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En waar begin ons? Natuurlik by die Bybel. Ondersoek God se woord. Ons kan nie met ander praat vir hulle op die regte pad lei as ons self nie verstaan wat hier binne staan nie, as ons dit nie ken nie, as ons dit nie weet nie. En as ons die woord ondersoek en ons sukkel om alles te verstaan, wat moet ek doen? Bid vir die leiding van die Heilige Gees. En dan vat ons die Bybel en ons interpreteer hom in die konteks van die Bybel. Met ander woorde, wat sê die Bybel op ander plekke oor dieselfde saak? Ek kan nie maar een teks uit konteks uithaal en nou 'n storie daaroor gaan opmaak of 'n nuwe teorie gaan skep nie. Ons moet baie versigtig wees, ons mag nooit die Bybel aanpas en verdraai nie, om by ons sieninge en ons standpunte te pas nie, of om ander tevrede te stel nie. So as ons by die Bybel bly, dan weet ons, alle mense gaan nie altyd daarmee tevrede en gelukkig wees nie, want hulle wil nie God se waarheid hoor nie.
Hulle wil nie hoor, jy moet jou sonde laat staan en breek daarmee, anders te kom jy nie in die hemel nie. Mense wil graag lewe soos hulle wil. En daarom het Paulus gesê, mense sal hulle tot verdigsels wend, hulle eie stories opmaak van hoe dat hulle dink hulle gered kan word. Maar ons moet verstaan, die Bybel is en bly altyd aktueel. En daarom moet ons in elke situasie gaan vra na God se wil, soos dit in die Bybel vir ons deurgegee word. Daar's mense wat vandag sê, ja, maar die Bybel is 2000 jaar teruggeskrywe. As jy na die Ou Testament toe gaan, dan is dit amper 3500 na 4000 jaar. Het die goed van toentertyd vandag nog toepassing op ons lewe? Ons worstel vandag met vraagstukke en probleme, en ons vind dit moeilik om op alles antwoorde te vind. Verstaan ons die Bybel reg? Hoe moet ons dit interpreteer? Die Bybel spreek hom nie uit oor al die situasies waarmee ons vandag te doen het. Want in die tyd toe die Bybel geskryf is, was rekenaars onbekend, kunsmatige intelligensie het nie bestaan nie, abortus en geslagsveranderings en al hierdie ander goede was ook nie daar nie. Maar nogtans is daar beginsels in die Bybel wat ons steeds vandag kan toepas in feitelik elke situasie. En daardie beginsels is altyd deur geldig. As God iets uitwys as sonde in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dan is dit vandag steeds sonde. Ons kan nie sê, nee maar, die wêreld se sienswyse het verander en nou leef en doen ons anders nie. God is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. En hy verander nie kort sy besluite nie. Veral nie soos dit in die Bybel onder die leiding van die Heilige Gees neergeskrywe is nie. En nou kom ek by die ding waaroor ek eintlik vanoggend wil gesels. Kerkleiers vat mekaar aan in die openbaar. En dis jammer. Ons gaan praat nie met 'n individu nie. Nee, ons hardloop koerante toe en sosiale media toe. En ons vertel vir die hele wêreld, dominee so en so het dit gesê en daai een het so gemaak. Op 23 Julie 2024 het 'n dominee 'n radiopraatjie op radio RSG gehad. En hy het sekere opmerkings gemaak waarmee baie nie saamgestem het nie. In die gesprek tydens die radio-onderhoud het hy onder andere die volgende gesê: Abraham het Jesus nie geken nie. Nou goed, Abraham is in die Ou Testament, Jesus is in die Nuwe Testament. En tog noem Hebreërs 11 Abraham een van die gelowiges wat in die hemel by wyse van spreuke by God is, nadat hy gesterf het, terwyl hy die naam Jesus nie geken het nie. Hoe is dit moontlik? Wat is die implikasie van hierdie opmerking? Jesus het gesê, Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Soos hy nou sê, Abraham het vir Jesus nie geken nie, hoe kon hy dan in die hemel gekom het? Is daar 'n ander weg om by God uit te kom? So per implikasie wat hier die dominee gesê het, is mense het nie vir Jesus nodig om in die hemel te kan kom nie. Daar's ander maniere as om deur Jesus gered te word. Dit suggereer dat mense wat nie in Jesus glo nie, steeds gered kan word en dat alle gelowe ewig geldig is. So 'n professor, 'n teologiese professor, het die dominee gaan aankla vir leerdwaling en dat hy die Bybel verkeerd interpreteer en deurgee en daardeur mense mislei. En dit het groot onrustigheid in die kerk gemaak. Hoe oordeel ons hieroor?
Lei alle gelowe na God. As ek nou Hindoe is, as ek 'n moslim is, as ek 'n boeddhis is, as ek 'n konfusianis is, as ek 'n kommunis is of wat ook al, gaan dit my by God uitbring. Alleen deur Jesus Christus sê die Bybel. Is daar ander maniere om in die hemel te kom as deur Jesus? Kan ek maar lewe soos ek wil, want God is genadig. En al lewe ek nou 'n lewe van die vuilste sonde, God sal my eendag vergewe en my hemel toe vat, want hy's 'n God van liefde en genade. Nee, God is ook regverdig, hy straf sonde. Wat sê die Bybel oor hierdie dinge? Ek ken Johannes 14, vers 6. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, en dis Jesus aan die woord. Die moontlikheid om sonder Jesus by God die Vader in die hemel te kom, word hiermee totaal weerspreek. Soos ons sê of dink daar's 'n ander pad, wat sê ek? Jesus is 'n leienaar. Die Bybel is vals. Jy kan dit nie glo nie. So ek moet staan by wat die Bybel vir my sê. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So as ons Jesus se woorde begin betwyfel en hom as 'n leienaar uitwys, dan is dit lasterlik. Die gesag van die waarheid van die Bybelwoord in die gedrang gebring, en ons saai twyfel en mense begin wonder, maar kan ek hierdie boek enigsins verder glo? Ons leer Jesus in die Bybel ken as die tweede persoon van God drie-enig. Nou sal God oor homself lieg. Die gesag en die waarheid van die Bybel as geïnspireerde woord van God kan in die gedrang gebring word, en dan saai ons twyfel. Nou ja, hierdie dominee het 'n probleem gehad, dat lyk vir my hy dalk nie ten volle verstaan wat aangaan nie, en nou maak hy 'n opmerking wat mense kan mislei. Wat sê die Bybel? God self sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag selfs nie eers vir jou 'n beeld van dit maak nie. Jy mag nie voor dit buig en dit aanbid nie. Daar's nie 'n ander iemand wat jy kan en mag aanbid nie. Die aanbidding, verering en dien van ander gode is 'n totale taboe. Ons verlossing is deur Jesus Christus. Johannes 3 vers 14, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom, in die seun glo, die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16 en 17, baie bekend. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in die seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom die seun gered kan word. Wie in die seun glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Die hom verwys elke maal na die enigste seun van God, Jesus Christus. Petrus en Johannes word voor die Joodse raad geroep. En hulle bely, Jesus Christus bring die verlossing, en niemand anders. Daar's geen ander naam as die naam van Jesus Christus op die aarde aan mense gegee, waardeur God wil dat ons gered moet word nie. Nou wat dan van die mense in die Ou Testament? Jesus het toe nog nie verskyn nie. Hulle het Jesus nie geken nie. Hoe moet die mense in die Ou Testament gered word? Gesels gou met die persoon langs jou. Hoe is die mense in die Ou Testament gered? Voor die geboorte van Jesus. Misverstand. 'n Algemene misverstand is dat mense in die Ou Testament gered moes word deur die wet, die 10 gebooie te onderhou. Uit die Bybel sien ons dis nie moontlik nie. Skokkende nuus. Wat skryf Paulus vir ons in Romeine? Daarom sal geen mens
en dis nou mense in die Ou Testament en die Nuwe Testamentiese tyd, op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Kan nie deur die wet gered word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Hoe word ons gered in die Ou Testament? Wat was die doel van offers in die Ou Testament? Mense moes aan God offers bring as 'n manier om vir sonde te betaal en so deur die bloed van offerdiere versoening met God te kry. Hulle moes besef dat elke slag as ek sonde doen, dan is daar 'n prys om te betaal. Maar dit was nie voldoende nie en daarom moes hulle aanhoudend weer en weer offers bring. Wat is die betekenis van offers in die Ou Testament? Pasfees, waar die Israeliete gered is deur die bloed van die offerlam wat aan die deure gesmeer is, as ook die bronslang daar in die woestyn wat Moses op die paal moes gesit het, waarna mense moes opkyk om 'n slangbyt te oorleef, is 'n aanduiding van God se genade en 'n heenwysing na die kruisiging van Jesus, die beloofde Messias. So reeds in die Ou Testament wys dit vorentoe julle sal gered word, verlos word deur 'n Messias wat gaan kom en die prys vir julle sonde betaal. Dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. Want hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Glo in die Messias wat gaan kom. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo in Jesus Christus vrygespreek kan word. So die verlossing in die Ou Testament, die mense moes baie duidelik verstaan, dat God 'n Messias en verlosser sou stuur, wat hulle ten volle gaan verlos. So hoe moes die mense in die Ou Testament verlossing vind? Dieselfde beginsel wat vandag vir ons geld, het vir hulle ook gegeld. Ons word uit genade gered, nie deur werke, nie deur wetsonderhouding nie, maar deur God, geloof in God en sy beloftes en deur die offer van Jesus aan die kruis. Wat sê die Bybel? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. Maar daardie in God glo gaan ek vir u nou 'n bietjie verder verduidelik. En daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, dis nou ons. Soos Abraham geglo het dat daar 'n verlosser is wat ons sonde op hom neem. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word. En nou verduidelik Paulus dit. Ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Jesus is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Jesus het die prys betaal en daarom alleen kan God iemand vryspreek. So die Bybel se duidelike boodskap, ons almal, elkeen wat Jesus Christus as verlosser aanvaar word gered, omdat Jesus sy lewe vir ons geoffer het, om ons eens en vir altyd van sonde en die straf op sonde vry te maak. Nou 'n belangrike vraag, het Abraham vir Jesus geken? Wat dink u? Ou Testament, Nuwe Testament? Jesus verskyn nog nie as mens op aarde. Ou Testament. Die Dominese bewering of opmerking behels dat Abraham nie vir Jesus kon geken het nie, omdat Jesus nog nie gebore was nie. Het lyk vir my na 'n foutiewe verstaan van die Bybel, as ons kyk wie is Jesus. Op grond van die Bybel glo en bely ons, hy is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, en hy bestaan van wanneer af? Van ewigheid af. Hy het nie eers by sy geboorte as mens tot stand gekom nie. En daar's baie dele in die Bybel wat dit bevestig. Johannes 1. In die begin was die woord daar, met ander woorde voor die skepping.
en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid, wat hy is die enigste seun van die Vader, het vol genade en waarheid. So in Johannes 1 skryf Johannes vir ons dat Jesus bestaan van ewigheid af voor die skepping. Met ander woorde, in die Ou Testament was hy reeds daar gewees. Jesus is ewig. Dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor. Jesus is na Johannes gebore, maar hy was reeds voor my daar, sê Johannes. En Jesus sê dieselfde van Abraham. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hierdie woorde, was ek al wat ek is, sluit aan by God se verskyning in die Ou Testament, waar? By die doringbos wat brand aan Moses. Waar Moses vir hom sê, maar Here, wie is u? Wat moet ek vir mense sê? Wat is u naam? En God sê, ek is wat ek is. Hier maak Jesus aanspraak op goddelikheid as hy daardie selfde woorde gebruik. Jesus is die skepper. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak, sê Genesis vir ons. Maar Johannes 1 voeg by, alles het deur hom tot stand gekom. Nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. God het alles deur hom geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles is deur hom en vir hom geskep. Hebreërs 1 vers 2. God het deur hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Baie duidelik, Jesus is die skepper. Maar nou sien ons dat God in die Ou Testament verskeie kere aan mense verskyn het, soos Abraham, Moses en ander. Nou dit bring ons by 'n verdere probleem. God het in die Ou Testament verskyn en die Bybel sê dit baie duidelik, maar wat is die probleem? Kom ons kyk na God se verskynings in die Ou Testament. Iets wat God self sê, meer as een keer, geen mens het God al ooit gesien nie. Eksodus 33, God praat met Moses. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Johannes 5. En die Vader wat my gestuur het, het ook oor my getuienis afgewys. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie, en sy gestalte ook nie gesien nie. Nie een van julle het God gesien nie. Johannes 6. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie. Net hy wat van God afkom, die Seun, hy het die Vader gesien. 1 Timoteus 6 vers 16. Hy alleen besit onsterflikheid, hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe die eer en die ewige mag. Amen. 1 Johannes hoofstuk 4 vers 12. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en dat sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Kolossense 1. Die Seun is die beeld van God self, wat nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Nou bring dit ons by 'n vraag. Niemand het God ooit gesien nie, sê die Bybel baie duidelik. Nou as God in die Ou Testament verskyn het aan mense, en hulle het hom gesien, wie en wat het hulle gesien? God het dikwels deur engele met mense gekommunikeer, maar dan kom 'n mens agter dat daar een engel is wat kort uitgewys word as die engel van die Here. En dan as die mense met hom praat, dan spreek hulle hom aan as Here of as God. En in die totaliteit van die Ou Testament en Nuwe Testament, as ons dit bestudeer, dan wil ons begin sê dat die engel van die Here is Jesus Christus, wat in 'n Christofanie, 'n Christus verskyning in die Ou Testament verskyn het en die mense het hom as God erken. Hy het verskyn in verskillende vorme as 'n mens, as 'n engel, as 'n vuur, as 'n brandende bos, as 'n wolk, as 'n vuurkolom,
as ander dinge. 'n Goddelike wese in 'n vuuroond, as die rots van Israel. En al daardie verskynings staan bekend as Christofanie. Maar ander woorde, Jesus het in die Ou Testament homself aan mense bekend gestel, op meer as een geleentheid. Want niemand kan God die Vader sien nie. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Hier sê Johannes vir ons, wat is die antwoord? Sy enigste seun het God bekend gemaak. En Hebreërs sluit aan daarbey in die laaste date met ons gepraat deur die seun. Nou die Here het aan Abraham verskyn by Mamre. Daar's 3 mans wat na Abraham kom. Hulle gesels met hom, hy gee vir hulle kos. En dan sê die een vir hom, ons gaan Sodom en Gomorra vernietig. En Abraham begin debatteer oor die behoud van Sodom en Gomorra. Maar mens sien dan dat Abraham hierdie persoon as Here en as God aanspreek. As Abraham kom en hy moet sy seun slag as 'n offer, dan lees 'n mens in Genesis 22, net hoe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En dan lees ons, toe sê God, nou is dit God self, die engel van die Here, word nou aangedui as God. Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien, jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. So uit die geheel van die Ou Testament sien ons dan dat Jesus dikwels in 'n sigbare vorm verskyn het. In Eksodus 2 lees ons ook, toe verskyn die engel van die Here aan Moses in 'n vlam binne in 'n doringbos. En toe die Here sien dat Moses nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Maar wie is in die doringbos? Die engel van die Here. Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Sy naam waarmee hy vir ewig bekend word staan, in dieselfde naam wat Jesus in die Nuwe Testament gebruik. So op die vraag, het Abraham vir Jesus geken? Jesus self sê, Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien, en hy was bly. Al die verskynings van die engel van die Here van Jesus aan Abraham in die Ou Testament, kon Abraham vir Jesus geken het, ja of nee? Natuurlik het hy hom geken. Ons word deur Jesus Christus gered, deur geloof in die Messias van God, wat sy lewe vir ons offer aan die kruis. Maar baie mense lees nie die Bybel in konteks nie. Hulle lees nie die geheel van die Bybel nie. Ons maak die Ou Testament en die Nuwe Testament los van mekaar. En party mense sê, ag, ek lees nie die Ou Testament nie, is nie interessant nie. Anders sê, ek is nou weer nie so lief vir die Nuwe Testament nie. Die twee dele is een verhaal, God se verlossingsplan met ons as mense, om ons met hom te verenig, om ons sonde te kan vergewe. Jesus is teenwoordig in die Ou Testament, en as 'n mens kyk na sy gesprek met die Emmausgangers, Lukas 24, hy het by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Die hele Ou Testament is vol van Jesus Christus, alhoewel hy daar nie Jesus genoem word nie. Om op te som, daar's geen ander manier om gered te kan word en in die hemel te kom, as deur Jesus Christus, as jou persoonlike verlosser te aanvaar, wat vir jou sonde aan die kruis gesterf het. Broer en suster, ons het nodig, as daar verkeerde stemme opgaan, om die waarheid volgens die Bybel te stel. Dis nie om iemand te kritiseer en af te kraak nie. Maar ons moet gaan vra, wat sê die Here vir ons, hoe lei hy ons, hoe moet ons sy woord verstaan? Dat ons nie iewers te vorentoe op 'n dwaalspoor beland nie. So onthou maar altyd, die Bybel is jou bron,
Dis die woord van God, die geïnspireerde woord van God. Dis nie mense stories wat neergeskryf is nie. Die mense het onder leiding van die Heilige Gees geskrywe. En as jy een stukkie uit die Bybel uitskeer, dan kan jy die res maar ook uitskeer, want dan val jou geloof plat. Dan het jy geen fundament om op verder te bou nie. So ons moet leer om die Bybel in konteks te lees en te bestudeer en telke male terug te gaan en te bid, Here, wees my genadig, lei vir my deur die Heilige Gees om insig in die woord te kry en u wil te kan ken en te verstaan. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons u woord het. Dankie dat u van die begin af 'n verlossingsplan vir die wêreld gehad het. U woord sê dat reeds voor die skepping van die wêreld, omdat u geweet het mense gaan val, het u 'n plan gehad om Jesus as verlosser na die wêreld te stuur. Dankie dat hy ons verlosser is. Net soos hy die verlosser van die mense in die Ou Testament is. Dat ons deur die offer van Jesus aan die kruis vrygespreek kan word. Dat ons deur die bloed van Jesus wat aan die kruis vir ons gevloei het, skoon gewas kan word van sonde. Dankie dat ons kinders van u kan wees en dat u 'n wonderlike plan en doel met elkeen van ons se lewe het. Here, help vir ons om te kan onderskei as daar vals stemme in die wêreld opgaan, dat ons nie daarmee saamgetrek word en op 'n dwaalspoor gaan en agter 'n stroom aanhardloop en al ons geld gaan blaas omdat ons dink die einde van die wêreld is naby nie, maar mag ons gereed wees die dag en die oomblik wanneer Jesus kom om te kom haal wat syne is, en mag ons u eer en verheerlik op hierdie oomblik. Soos Paulus vir ons gesê het, wees altyd tydig en ontydig, elke oomblik gereed om rekenskap te gee van dit wat jy glo. Ja, Here, bring vir ons geleenthede op ons pad, waar ons getuies vir u kan wees, en die boodskap van hoop en lewe en verlossing met ander kan deel. En mag ons daarin en daardeur vir u verheerlik. Seën vir ons as gemeente, ons dank u vir die vakansietydjie wat ons gehad het, dit was maar kort, maar dankie vir elkeen wat weg was en wat weer veilig tuis is, en wat die laaste kwartaal se werksaamhede nou in alle erns begin. Ons dink aan ons kinders wat gaan eksamens skrywe, matriekeksamens, wil u vir hulle seën en ook lei in die voorbereiding om hulle bes te doen. Ons dra elke lidmaat aan u op dat u in elkeen se eie unieke behoeftes sal voorsien. As daar siekte is, as daar probleme is, Here, wil u aanraak in die genade. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus ons Here. Amen.